Goeiemôre. Dis Maandag en ek hoop dit gaan met jou goed. Ons het in ons huis 'n tradisie dat ons teen Sondagmiddag, as ons laag geëet het en 'n bietjie gerus het, dan klim ons in die kar en dan gaan koop ons roomys. Dan ry ons so draai deur die woongebiede en kyk so 'n bietjie almal se mooi huise en kom huis toe en ons is gereed vir die week. Maar gisterand ry ons ook na een van hierdie kettingwinkels toe om roomys te koop en toe ons voor by die venstertjie kom, toe sê hulle, "Sorry, die roomysmasjien werk nie." En ons teleurgestel. Ons het 'n verwagting gehad, 'n ideaal gehad en dit was nie verwees nie. En besef ek weer net daar by daai venstertjie dat, sjoe, wanneer ek en jy ons verwagting in mense plaas, word dit dikwels teleurgestel. Ons kry seer, want mense is feilbaar. En ek praat nie vanaand van die roomyswinkel nie. Ek praat van omstandigheid, mense, plekke vir wie jy werk, of jou werkgewer, of jou familie, of jou geliefdes, selfs jou kinders. Maar as ek en jy ons hoop en ons verwagting in God lê, kan ons seker wees dat ons altyd getrou, want God kan nie teleurstel nie. Maar op die regte tyd gee die Here die beste wat ek en jy nodig het. Psalm 62 vers 6 sê, net by God moet ek rus vind, want van hom kom my verwagting. Sjoe, dis iets wat ek en jy moet aanleer. Dis iets wat ek en jy sal moet toepas vandag en die res van hierdie week, sodat ek en jy nie ons verwagting in mense stel nie. Ons almal het verwagtinge. Maak nie saak hoe jonk en hoe oud is jy nie, van mense, van ons werk en van die lewe. En dis dan wanneer ek en jy teleurgesteld word en ontmoedig. Maar God kan nie teleurstel nie. Wanneer jou hoop geanker is in hom, kan jy seker wees dat aan elke behoefte, aan elke begeerte, sal God ook voorsien. Psalm 62 sê so mooi, hy sê, my siel, wag geduldig op God, alleen, want van hom kom my verwagting. Oud Dawid het baie teleurstelling beleef. Vriende wat hom verraai het, konings wat hom wou doodmaak, drome wat jare gevat het om waar te word. Maar dan bid hy en dan sê hy, Here, van U alleen kom my verwagting. Dawid het iets ontdek. Wanneer jy jou hoop in God plaas, sal jy nooit teleurstel nie. Hoor gou mooi, mense stel teleur. Numeri 23 vers 19 sê, dat God is nie 'n mens nie. Hy kan nie jok nie, hy kan nie teleurstel nie, hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Ek wil vanmôre vir jou mooi vra, moenie verwag vandag jou verwagtinge in die wêreld plaas nie, maar plaas vandag jou verwagtinge in die Here. Want God kan nie teleurstel nie. Ek lees 'n mooi vers, Efesiërs 3 vers 20. Hy sê, aan hom wat magtig is om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Here, dankie dat ek my verwagtinge vandag in 'n God kan plaas. Een wat nie ver is nie, een wat nie 'n mens is nie, en een wat nie teleurstel nie. My gebed is vandag, Here, soos wat elkeen na hierdie boodskap luister, het ons verwagtinge, drome en ideale en begeertes. Here, sal U nie vandag asseblief vir ons voorsien nie. Amen.